Goeiemôre familie, vriende, welkom by ons op hierdie lieflike Sondagoggend. En dit is Sondagoggend die 28ste Julie en dis ons voorreg om saam met jou te kan kuier in hierdie oggend en saam met jou te kan kom staan in die geloof. En saam met jou net te kan kom in die woord indruk en net saam kom kuier in die woord. En wat 'n voorreg om te kan stil word voor die lewende God. Wat 'n voorreg om te kan opstaan en te kan die voorreg hê om te kan stil word voor die lewende God en net te kan weet, Here, dankie dat U die lewende God is. Dankie dat U die een is wat vir ons staan. Dankie dat U die een is wat God is. Dankie dat U die een is wat indruk. Ons gee vir U die eer en ons sê vir U dankie daarvoor en welkom by ons in hierdie oggend en dit is vir ons 'n voorreg om saam met jou te kuier en dat 'n magdom goed gebeur in hierdie week wat verby is in ons bediening in die wêreld en in die goed wat rondom ons gebeur en ons kom druk in by mekaar op hierdie Sondagoggend. Ons kom druk in saam en ons kom sê net, Here, ons wil net voor U kom stil wees in hierdie oggend. Ons wil net voor U kom stil wees en net voor U kom indruk in hierdie lieflike oggend. En die opstel van al my goed hier op die skerm het daar 'n paar goed verkeerd gegaan die oomblik toe ek lewendig gaan. So ja, dankie dat jy saam met ons kuier en ons sê vir jou baie welkom by ons in hierdie oggend en kom ons bid saam. Kom ons raak net stil voor die lewende God en ons kom bid net saam en ons sê, Here, dankie dat ons net by U kan stil wees en voor U kan kom stil word. Here, ons sê dankie dat ons kan stil wees voor U as die lewende God. Here, U is God die Vader. U is die lewende God. U is die een wat staan bo alles. Here, U is die een wat alles gemaak het. U is Skepper God. Ons kom en ons aanbid U as Skepper God in hierdie oggend. Ons kom aanbid U as ons Vader. Ons kom aanbid U as ons redding. Ons kom aanbid U as die lewende God. Ons kom aanbid U as Jesus Christus, die Godheid wat gesterf het en opgestaan het vir ons in hierdie lewe in. Ons kom, Here, en ons sê dankie dat ons kan saam bid en net kan saam stil wees in hierdie oggend. En Here, dat ons werklik net by U kan kom indruk. Dat ons net by U kan kom indruk en kan weet, Here, hierdie is 'n besondere tyd. Hierdie is 'n tyd waarin ons kan stil wees voor die lewende God. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons by U kan kom indruk. Here, maar nou wil ek kom en ek wil die offergawe kom seën, elke persoon wat saai, elke persoon wat inbou in ons bediening in, elke persoon wat inbou in U koninkryk in. Here, elke persoon wat besluit dat hierdie die grond is waarin hulle saai. Here, ons kom eer dit. Ons kom eer elke persoon wat kom hou vas aan U beloftes, wat kom hou vas aan wie U is, die God, die gewer van alle goeie gawes. Ons sê vir U dankie. Here, dankie vir die voorreg dat ons kan verstaan, dat ons kan ingee, teruggee by U. Dankie dat ons kan kom indruk en kan kom ingee na U toe as die lewende God, dat die Geesbeginsels opgestel het, wat ons die geleentheid gee om ons dankbaarheid voor U te kom getuig en by U te kom ingee en te kom indruk. Ons gee vir U die eer. Ons bid in hierdie oggend dat U ons sal toevou in die liefde. Ons bid dat U ons sal toevou in ons saamwees, soos wat ons kom in hierdie offerande seën en kom sê, Here, help ons dat ons dit sal aanwend tot die uitbouing van die vyfvoudige bediening. Ons gee vir U die eer. Ons sien uit na dit wat U met ons gaan deel in hierdie oggend. Ons sien uit na dit wat U vir ons opgestel het. Ons gee vir U die eer en ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Dit is baie lekker om saam met jou te kuier en saam met jou te kom staan en as jy gekyk het na ons prentjie wat ons uitgestuur het op sosiale media aangaande vir oggend se woord, dan sal jy sien dat dit gaan vanoggend wil ek praat rondom die woord, rondom dit wat gebeur binne in die wêreld. Dit wat gebeur binne in die wêreld. Dit wat die wêreld besig is om te doen rondom jou en my Skepper, rondom die Skepper God. En ek wil jou uitnooi om vanoggend saam met ons te kom, om saam met ons te kom indruk en saam met ons te kom kuier en net te kom stil wees voor God die Vader en te kom indruk saam na hierdie woord. En ek gaan ongelukkig nie die skriffies op die skerm kan plaas nie. Ek het dit opgestel, dis alles opgestel en net voor ek lewendig gaan, toe druk ek 'n knoppie en ek verwyder dit uit hierdie stel uit. So ek maak verskoning. Ek het die skriffies opgestel vir jou en ek weet jy is gewoond daaraan dat ek vir die skrif wys, maar vanoggend gaan jy jou eie woord, jou eie swaard en ek verwys altyd na my woord as my swaard
en om die geveg mee te veg, en 'n vriend van my, Jan Bronkhorst, het my vertel, maar ek moet net onthou dat hierdie swaard is nie net 'n swaard nie, hierdie swaard is 'n liefdesbrief van die bruidegom aan die bruid, en ek en jy is die bruid, en hierdie is die liefdesbrief van die bruidegom aan die bruid, en ons kom net so, en ons sê goeiemôre aan almal, en ons kom sê dat ons ontvang die woord vanuit hierdie woord van God. So ontvang die woord vanuit die woord van God in hierdie oggend, en ons sê vir die Here dankie dat ons kan indruk by hom, en dat ons die woord van God kan hê om aan vas te hou, en ons almal verstaan, en ons almal weet dat die naweek wat die Olimpiese spele geopen in Parys, en Vrydag aand was daar nou die openingsseremonie. Nou ons het nie TV nie, ons sien nie die goed nie, ons sien dit maar soos wat uitkom in die nuus en op sosiale media. En ek wil volgende met jou kom gesels rondom dit, en ek wil met jou gesels rondom 'n woord wat sê, staan vas in geloof tussen spottery. Staan vas in geloof tussen spottery, tussen hierdie goeters wat gebeur, wat mense sê oor my en jou God, oor die skepper van die hemel en die aarde. Binne in dit wil ek jou vanoggend kom bemoedig met woord, maar ek wil ook vir ons net 1 of 2 skrifte gee waarmee ons met ander mense kan gesels. Wanneer mense hierdie opbring en oor dit kom gesels en dit die gesprek maak, dat ek en jy dit kan gebruik as 'n geleentheid om in hulle lewe in te saai en in hulle lewe in te bou. Want dis die wonderlikheid van God se woord. Dis die wonderlikheid van die woord van God, dat ons kan situasies en geleenthede gebruik wat die vyand het om dit alles sleg te maak. Onthou, die duiwel, toe hy Jesus Christus gaan in die woestyn ingevat het, en in die woestyn is agter Jesus Christus aan en hom gaan versoek het die duiwel gekom, en hy wou hê dit moet vir sleg uitwerk. En dis opgeteken in die woord, want dit het goed uitgewerk. Vir my en vir jou is dit opbouend. Dis goed wat ons kan lees en kan voortgaan en kan sien hoe Jesus Christus die antwoord gebring het, terug in die woord in. En dis vir my en jou 'n voorbeeld in hierdie tyd waarin ons is, en ek en jy het 'n voorreg om in hierdie tyd te leef, en ek ag dit as 'n Godgegewe voorreg om in hierdie tyd te leef, en ek weet daar's party mense wat kla daaroor, en dit is so moeilik, maar dis my en jou Godgegewe voorreg om te leef in hierdie tyd, want God het 'n doel en 'n plan vir jou en vir my in hierdie tyd, en dis die fenominale aan dit vir my, en ek wil jou kom bemoedig in hierdie oggend met hierdie woord, want ek en jy het die voorreg om deel te wees van God se God se volkome plan, om sy bepalings te sien, hoe dit in plek val rondom ons, hoe die woord in plek val, hoe die tye, die ure, wat deur God opgestel is, hoe dit besig is om plek te kom, en die gebeurtenis, soos die openingsplegtigheid van die Parys Olimpiese spele, waarin ons blaatante spot en disrespek teenoor God sien, deur verskeie vorme van kuns en vertonings, in die openingsseremonie 'n totale bespotting wat hulle probeer maak met God, terwyl hierdie dade van godslastering ons as Christene die beledig, want ons vat dit persoonlik, dit beledig ons, omdat die mense in die wêreld dit doen, is dit belangrik, en ek wil hê ons moet net vir 'n oombliekie aanhang aan dit wat ek wil sê nou, net vir 'n oombliekie aanhang daarmee, en sê, dit is belangrik om te onthou dat God soewerein bly. Dit het niks aan God se soewereiniteit gemaak nie. God is steeds onaangeraak deur hierdie dade. God, die lewende God, die skepper van hemel en aarde, die een wat vir hulle gesterf het, net soos vir my en vir jou. En as ek sê hulle, is dit die persone wat dit geskryf het en die opdrag gegee het dat dit moet uitgevoer word, en wie dit bedink het. En ons reaksie moet gewortel wees in geloof. Ons reaksie moet gewortel wees in geloof, en dit beteken gewortel in liefde. Gewortel in liefde en 'n verbintenis om God in alle omstandighede te eer. En ek en jy moet gaan staan en gaan sê, maar ons moet verstaan wat hierdie spottery se gevolge is in die omgewing waarin ons bly. Wat is die gevolge van hierdie gespottery? Wat is die gevolge daarvan? En ek wil rondom dit vir jou 'n skrif of 2 gee, en ek vra dat jy 'n pen nader gryp en die skrifte neerskryf. Ek gaan hulle ongelukkig nie op die skerm kan plaas nie. Die skrif gee duidelike waarskuwing oor die spot van God
en die gevolge wat daarop volg. As jy met God spot, is daar gevolge. Daar's gevolge wat volg op die spot met God. En ons lees dit in Galasiërs 6, wat ons herinner, en ek lees Galasiërs 6 en vers 7, en wel as jy so gaaf sal wees om vir ons net die skrifte op die skerm sal, of in die comments kan gaan skryf, sal ons baie bly wees. Ek sien daar is mense wat nog sê hallo in die comments, en jy is welkom saam met ons te kuier, en ek het ongelukkig 'n knoppie gedruk wat my op die skerm plaas van die skrif vanoggend weggevat het. So, maar hier is ons. Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. So ek en jy moet weet, ons moet in 'n oomblik soos hierdie, moet ons gaan indruk binne in dit wat God vir ons wys en sê en gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Net wat die mens saai, sal hy maai. Ek en jy het dit nie gesaai nie. Ek en jy gaan dit nie maai nie. Ek en jy moet seker maak dat ons soos wat ons voortbou in ons inspreek in hierdie situasie, maar dit is 'n geleentheid vir ons om te gesels oor God. Moet ons seker maak dat ons nie inbou in dit nie, maar dat ons dit ontrafel op 'n vlak waar ons nie ingaan tot in al die detail en al die weet nie, want dis nie belangrik vir God nie. Dis nie vir my en jou belangrik om te gaan indruk nie. En hierdie vers beklemtoon die sekerheid dat diegene wat God spot, eindelik die gevolge sal ervaar vir hulle dade. Die persone wat dit doen. En ek en jy is nie die een wat veroordeel nie. Ek en jy is nie die een wat kom en iemand oordeel nie. Slegs God kan oordeel. En ons het net nou onlangs gelees die skrifte wat vir ons sê, dat daar gaan 'n dag wees dat ons voor God staan, en hy gaan die skape reg sit en hy gaan die bokke links sit. En daardie oomblik wil ek seker maak dat ek soveel mense as moontlik help om aan die skape kant te staan. Eksodus 20 beklemtoon verder die belangrikheid van respek van God se naam. Eksodus 20 en vers 7. Eksodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En weet jy, ons maak so vinnig 'n groot sien van dit wat nou gebeur het Vrydag, want dit is op sosiale media en ons kan dit share en ons kan daar goed indruk en ons kan gaan vertel hoe ernstig dit is. Maar hoeveel mense is daar wat God se naam uitelik gebruik? En Eksodus 20:7 vertel ons onmiddellik ons moet dit nie doen nie, want hierdie gebod van God beklemtoon die heiligheid van God se naam, beklemtoon die heiligheid van wie God is, beklemtoon die heiligheid van God se naam en die erns van die ydel gebruik daarvan. So ek en jy moet weet dat ons nie die naam van God eintlik gebruik nie. Die vraag is, waar pas die naam van God in jou daaglikse woordeskat in? Waar pas die naam van God in jou daaglikse woordeskat in? En Spreuke 1 sê vir ons in Spreuke 1 vers 7, Spreuke 1 praat van is die vers wat gelees is toe ek my hart vir die Here gegee het, toe ek my sondagsgebed gedoen het. Ek het geglo, ek dien die Here, maar ek het nie 'n sondagsgebed gedoen tot op daai oomblik nie. Dit was in my gees was dit 'n deurbraak geleentheid, want ek het nie geweet daarvan nie, maar toevallig is dit die deel van wat daai dag gesê was. So ek eer dit net altyd wanneer ek dit lees. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. En ek dink werklik, ons het nie die vrees van die Here gesien in dit wat ons gesien het nie. Diegene wat God spot, doen dit dikwels uit onkunde en baie keer nie uit onkunde nie, maar uit 'n gebrek aan eerbied vir die goddelike. En hierdie goddelike is die hoofletter goddelike, dis God, die lewende God, the great I am. Hulle dade openbare diepgaande misverstand van die aard en majesteit van God. En duidelik is dit sigbaar dat die persone wat dit geskep het en opgevoer het, nie die majesteit van God sien nie. En daarom kan ek en jy kom en ons kan inbid in die situasie en ons kan kom en ons kan inbid in hierdie mense se lewens in. Maar ek en jy moet seker maak dat daar is sommiges wat die naam van die Here eintlik gebruik as gevolg van hulle diepe verlorenheid. En ons moet seker wees dat baie mense
in hierdie situasies dit doen as gevolg van hulle diepe verlorenheid. Hulle soeke na aandag, na aanvaarding vir wie hulle is. En in hulle soeke na aanvaarding vir wie hulle is, wat pervers is tot dit wat God geskep het, lei dat hulle doen wat hulle doen. In die openingsseremonie se opdrag, in hierdie opdrag van hierdie seremonie, kry soveel mense die geleentheid om te kyk. In hierdie opdrag wat gegee is om hierdie uitvoering te doen. In dit wat nou daar buite geplaas is in die wêreld, 'n bespotting met God. Maar dis 'n onderwerp, dis gekies oor die waarde daaraan. Dis gekies. Die onderwerp is gekies as gevolg van hulle sublieme erkenning van die waarde van Jesus Christus, van die waarde van die aksie, daardie maaltyd wat gebeur het, wat hulle gaan uit, die hele situasie rondom die goddelikheid van God. Dis 'n sublieme erkenning, dis 'n uitroep. Hierdie uitroep is 'n verwronge erkenning van God se soewereine evangelie. Dink net, daar word nie net op sosiale vlak op dieselfde manier gespot met ander gode nie. Hierdie gespot is met die lewende God. Hulle maak nie saak. Dis nie belangrik vir die sensasiesoekers. Hierdie ander gode is nie belangrik vir die sensasiesoekers nie, want dit gaan hulle nie bring by die sensasie waarna hulle smag nie. Psalm 1 gee leiding oor hoe ons onsself moet gedra. Psalm 1 vers 1, terug by Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man, Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. En ek en jy moet seker maak, dat ons nie staan op die weg van die sondaars nie. Dat ons nie raad van die goddelose aanvaar nie. Dat ons nie binne in dit gaan staan, in ons oomblik van nood nie. Binne in dit gaan vashak in hierdie tyd nie. Hierdie vers moedig ons aan om onsself af te sonder van diegene wat God spot, en gemeenskap te soek met diegene wat God in sy drie-eenheid eer. En ek en jy moet seker maak dat ons omring deur die wat God in sy drie-eenheid eer, en nie die wat God spot nie. Hierdie is 'n geleentheid om met mense in gesprek te tree aangaande die waarheid van die evangelie. Want ons lewe in die laaste dae. Jesaja 5 spreek die morele verwarring aan wat in ons tye heers. In Jesaja 5 vers 20, wie hulle wat sleg goed noem. Wie hulle wat sleg goed noem. Nou wanneer jy hierdie Jesaja 5 vers 20 lees, moet hom altyd baie stadig lees, want jy kan mis wat hier staan, want hier staan, wie hulle wat sleg goed noem. Vir die wat kom en sê, sleg is goed. Wie hulle, sê die woord vir ons, wat sleg goed noem, en goed sleg noem. En hierdie is 'n geleentheid wat goed sleg gemaak is, wat die duisternis lig maak, wat bitter soet maak, en soet bitter maak. Wat die duisternis lig maak en lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Mense wat die hele tyd alles verdraai, en dis wat ons leer in die woord, dis wat die duiwel probeer doen het met Jesus Christus toe hom versoek het. So dis nie nuut nie. Hierdie vers reflekteer die omkering van morele waardes, wat dikwels gepaard gaan met die spot van die goddelike. Dan wil ek vir ons lees in Judas 1, maar Judas het mos net een hoofstuk, so is eintlik Judas 18, want ons verwys na die vers, maar Judas 1 vers 18 of Judas 18 en 2 Petrus 3 wil ek net gaan 'n stukkie uitlees, want dit waarsku ons albei hierdie verse, waarsku ons oor die teenwoordigheid van spotters in die laaste dae. Dit berei ons voor in Judas 1 vers 18 of dan jou Judas 18, soos wat ons daarna verwys, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is presies 'n beskrywing van dit wat ons sien, of stem jy nie met my saam nie? Judas 1 vers 18 of dan Judas 18, maar dan ook 2 Petrus 3 vers 3, 2 Petrus 3 vers 3 wat sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En die heeltyd is dit, in al twee hierdie verwysings, gaan dit oor die begeerlikhede, in eie begeerlikhede wandel.
en ek en jy moet weet dat ons gaan dit beleef, ons gaan dit sien, en hierdie is bloot slegs 'n voorbereiding om ons te wys dat die tyd is besig om uit te speel. Hierdie skrifte herinner ons daaraan dat spottery en godslastering tekens van die tye is. En ons moet versterk in ons voorneme om getrou te bly. Hierdie gespottery en godslastering moet my en jou versterk om getrou te bly. Ek herinner jou graag daaraan dat ons nie in 'n verantwoordelikheid het om nou presies te weet wat het hulle gedoen en wat hulle gesê, wat het hulle probeer. Ek en jy hoef nie te gaan uitvind wat die presiese uitbeelding was wat hulle gedoen het en wat die presiese spottery nie. Ons het dit glad nie nodig om dit te verstaan nie. Ons moet verstaan dat dit was 'n gespottery met God en die evangelie. Dit was 'n gespottery met Jesus Christus. En ek en jy moet wees en optree soos mense wat met geld werk, mense wat met geldnote werk. Nou ek het die voorreg gehad om in daai bedryf te werk vir jare van my lewe, en wanneer mense opgelei word om vals geld te identifiseer, kom daar glad nie in die klaskamer enige vals note nie. Hulle bring nie die valse daarin nie. Hulle kom leer nie mense oor die valse nie. Ek en jy moenie nou gaan en almal wil gaan leer oor presies dit en hoe vals dit was wat hulle gesê het en wat hulle gedoen het nie. Ons fokus is nie op dit wat vals is nie. Ons fokus is nie op dit wat godlasterend is nie. Ons fokus is op die antwoord Jesus Christus. Mense wat met geld werk, wat moet leer hoe lyk valse geld. Hulle leer hulle nooit hoe lyk valse geld nie. Hulle moet leer hoe lyk valse geld. Hulle moet dit kan identifiseer. Maar hulle fokus nie op die vals nie. Hulle fokus op die regte note. En ek en jy moet hieruit leer, en ons moet weet dat ons moet gaan fokus op die waarheid. Ons moet gaan fokus op die amptelike. Ons moet gaan fokus hoe lyk die ware note wat hierdie mense in hierdie opleiding sien. Hulle sien net die werklikheid. Hulle sien die note. Hulle wys vir hulle elke deeltjie wat bepaal dat dit 'n werklike geldnoot is. En so moet ek en jy in hierdie situasie onsself kom draai, en ons moet seker maak dat ons in ons goed wat ons uitsit na ander mense toe, nie kom en die valsheid kom ontbloot en kom indelf en indiep en onsself laat verval daar binne nie. So wil ek jou bemoedig om te gesels oor die evangelie van Jesus Christus in elke geleentheid wat jy moontlik kry, waar mense hierdie fiasco bespreek. Hierdie fiasco is 'n geleentheid. Dit is 'n geleentheid vir jou en vir my om die waarheid te spreek. Dis het jy en ek rede om weer die skrifte te gaan lees rondom dit wat hulle pervers het. Om die skrifte gaan lees vir dit, dat ons die laaste avondmaal, dat ons sien waar Jesus die nagmaal bedien aan sy disippels as sy laaste nagmaal. Onthou, ons is besig met 'n titel, 'n tema van staan vas in geloof tussen spottery. Volgende deeltjie wat ek oor wil praat is God se soewereiniteit en ons reaksie. God se soewereiniteit en ons reaksie. Ons reaksie op God se soewereiniteit. Want ten spyte van die aanstootlike dade, die aanstootlike dade van ander mense wat teen ons rig, en ek praat nie net van dit wat Vrydag aand gebeur het nie, moet ons onthou dat God nie verminder word deur menslike spottery nie. En ek en jy moet dit onthou. God word nie verminder deur menslike spottery nie. Hy bly soewerein. Dit het nie God se soewereiniteit vir een oomblik aangetas nie. Dis nogal wow as ons dit net besef. God is nog steeds magtig. God is nog steeds in beheer. Ons fokus moet wees op ons verhouding met God en die genade wat deur Jesus Christus beskikbaar gemaak word. Selfs vir die spotters. Hulle het nog 'n kans. Geen ander geloof word meer die spot gedryf soos met die evangelie van Jesus Christus nie. Want in geen ander geloof het die skepper van hemel en aarde self sy enige gebore seun gegee om te sterf vir die sondige mens nie. Die eeue is geraam deur erkenning aan die geboorte van Jesus Christus. Die enigste lewende God wat versterf het vir jou, opgestaan het vanuit die dode vir jou, genade vir jou voor die Vader bewerk het. Want hy self is genade. Genade is 'n persoon. Genade is 'n persoon, Jesus Christus. Dan wil ek 'n stelling maak, en ek wil werklik hê jy moet hierdie stelling hoor, en daarom wil ek net vir 'n oomblik sê, hoor net hierdie stelling, en dis maar net 'n stelling. Maar as wedergebore Christen
sterf jy nie om eer te bring aan God nie. Ons sterf nie om eer te bring aan God nie. Ons leef vir hom, om eer te bring aan God. In die lewe is God, en dis die verskil tussen ons evangelie. En wanneer jy sterf, is dit om in te woon by God. Ons lewe vir God. Ons lewe, ons woon in hierdie aarde, en ons sterf aan self, maar ons sterf nie vir ons God nie. Hy het vir ons gesterf. Dis 'n omgekeerde evangelie van wat die wêreld aanhang. Spreuke 3 bied ons aanmoediging om op God te vertrou, en ek lees Spreuke 3 vers 5 en 6, Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. En in hierdie tyd moet ons die weë ken. Ons moet God ken in ons weë, want hy sal die pad gelyk maak. Hy sal ons help om in te spreek binne in hierdie situasie, en mense te help wat dit nie verstaan nie. Hierdie vers herinner ons om op God se wysheid en leiding te vertrou, veral in tye van verwarring en tye van spot. In verwarring en spot. Matteus 6 leer ons hoe om God in gebed te eer, en ek lees Matteus 6 vers 9, en ek weet die oomblik wat ek sê Matteus 6 vers 9, weet jy presies wat ek vir jou gaan lees. Want Jesus, wat ons leer om te bid, Matteus 6 vers 9, hy sê, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. En ek en jy moet bid en indruk, en in hierdie situasie, en mense wat daaroor praat, ons kom inspreek dat God se naam geheilig is. Ons bid dat God se naam geheilig word, en ek en jy moet steeds net hierdie gebed aanhou bid, in hierdie tyd, in die tyd van die laaste dae, in die tyd van mense wat kom en God bespot. Deur God se naam heilig en geëerbiedig in ons gebede te hou, demonstreer ons respek en toewyding aan hom. En dis nie net 'n fasade voor mense waar ons kan praat en kan klink of ons beter is nie, want ons is nie. In 1 Korintiërs 10 moedig die apostel Paulus ons aan om God in alle aspekte van ons lewens te verheerlik, en ek lees 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 33. 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 33. Of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Ek en jy moet nie 'n struikelblok wees nie. Ons moet nie die struikelblok word vir ander mense nie. En ons moet nie seker maak dat hierdie situasie nie in ons praat en in ons lewe en in wie ons is en ons doen en late die struikelblok word verander nie. Want dan lees ek vers 33, net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, apostel Paulus wat praat, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. En ek en jy moet binne in hierdie situasie, soos wat mense dit bespreek, moet ons kom inred en kom inspreek. Jesus Christus, die evangelie van God. Ons dade, woorde en selfs gedagtes moet ons verbintenis weerspieël om God te eer. Ek lees vir ons Psalm 29 vers 2 en dit roep ons tot aanbidding. Psalm 29 vers 2. Gee aan die Here die eer van sy naam. Gee aan die Here die eer van sy naam. Daar's eer in God se naam. Aanbid die Here in heilige sieraad. Aanbid die Here in heilige sieraad. Wat 'n voorreg om net in aanbidding voor die lewende God, die God van hemel en aarde te kom in aanbidding, want hy is 'n sieraad. Aanbidding is 'n kragtige manier. Aanbidding is 'n kragtige manier vir my en vir jou. Aanbidding 'n kragtige manier vir my en jou om die negativiteit van spottery teen te werk. En herinner ons om te dink en God se grootheid te bedink. Dan spring ek nou Openbaring 4 en vers 11, want dit bied ons 'n blik op die ewige aanbidding wat God verdien. Openbaring 4 vers 11. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape, deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. En partykeer wonder ons, maar Here, hoe is dit moontlik? Want God wil hê dat die mens hom moet kies. Hierdie vers help ons om 'n ewige perspektief te behou.
wat erken dat God se heerlikheid uiteindelik deur almal erken sal word. Dan wil ek met jou gesels rondom fokus op die positiewe. Fokus op die positiewe, waar jy by 'n plek kom waar mense praat oor hierdie situasie, oor dit wat gebeur het, maak seker dat jy praat en fokus op die positiewe, selfs in die aangesig van spottery. Selfs in die aangesig van spottery kan daar positiewe uitkomste wees. Die uitbeelding van die laaste avondmaal by die Parys Olympiese Spele, hoewel aanstootlik vir baie Christene, het ook 'n platform verskaf vir die boodskap van Jesus Christus. En hoe erg klink dit? Maar dit is, want hulle weet, hulle erken dit, dat ons is nie goed genoeg vir dit nie, daarom moet ons dit afbring. Jesus Christus is gesien deur miljoene mense, in hulle perverse vorm, maar dit het aanstoot gegee aan baie. Die wat die betekenis van Jesus se offer verstaan, mag herinner gewees het aan sy impak op die mensdom. En ander mag aangespoor gewees het om meer te weet, meer te leer van dit wat hier aangaan. Ons moet hierdie geleentheid gebruik om die boodskap van Jesus Christus met liefde en deernis te versprei, deur op ons verhouding met God te konsentreer en ons geloof opreg uit te leef, kan ons 'n lig wees in 'n donker wêreld wat dikwels die goddelose spot misverstaan. Die goddelose spot misverstaan. Die waarheid verdraai, sodat ons eenvoudig net te veel tyd spandeer rondom die verdraaiing en tyd in die teenwoordigheid inboet. En ek en jy moet seker maak dat hierdie nie ons tyd in die teenwoordigheid van God laat inboet nie, maar dat ons werklik by God sal uitkom. My gevolgtrekking, en hierdie is my eie gevolgtrekking, net my gevolgtrekking rondom dit ter afsluiting, terwyl ons diep aanstoot neem deur die spottery van God, moet ons onthou dat God nie op dieselfde manier as ons aanstoot neem nie. God neem nie aanstoot soos ek en jy nie. God is die een wat sal straf. Hy is die een wat sal rekenskap vereis. Hy bly soewerein. God bly onaangeraak. God se soewereiniteit het nie vir een oomblik verander, is nie vir een oomblik aangeraak deur dit wat hierdie mense gedoen het nie. Ons taak is om met geloof, liefde en 'n verbintenis om hom in alles wat ons doen te eer. Geloof, liefde en 'n verbintenis om God in alles wat ons doen te eer en vanuit daardie posisie te reageer, deur op die skrif staat te maak, God se soewereiniteit te vertrou. Hierdie is 'n tyd vir my en jou, broer, suster, as wedergebore kind van God, as disipel, as die bruid wat voorberei vir die bruidegom, om seker te maak dat ons God vertrou in sy soewereiniteit en dat ons verhouding met hom ons fokuspunt is. Kan ons hierdie uitdagende tye met genade navigeer met so dink? Daai dink, as ek my GPS instel op God se genade in hierdie uitdagende tye, as ek net my geestelike instel op God se genade, dan kan ek dit navigeer. Laat ons vertroosting vind in die woorde van Jesus in Matteus 5, en ek is besig om af te sluit met hierdie skrif. Matteus 5 en vers 11 en 12, Matteus 5 vers 11 en 12, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Vers 12, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Ons getrouheid, broer, suster, jou getrouheid, in die aangesig van spottery, word deur God opgemerk. En jou beloning is gewaarborg. Staan vas in geloof tussen spottery. Laat ons saam staan en 'n boodskap versprei dat ons weet die Olympiese Komitee het 'n groot fout gemaak. Ons erken dit, ons weet dit. Hulle het 'n swak besluit geneem. Dit was 'n swak besluit om die laaste maaltyd van Jesus so te onteer. Hulle het 'n swak besluit geneem. Hulle het God se tyd, Jesus se tyd saam met sy disippels onteer. Hulle bring verdeeldheid wat veroorsaak en tot gevolg het dat mense kom en deelneem daaraan, deel wees van die verspotting. Ons kan sien dat hulle probeer om beter te voel oor hoe hulle lyk. Ons kan sien hulle probeer beter voel oor wie hulle is. Ons kan sien hulle probeer beter voel oor wat hulle ervaar in die lewe.
En daarom kom hulle en hulle trek die evangelie van Jesus Christus af tot op hulle vlak. 'n Vlak sonder hoop. 'n Vlak sonder lewe. Jesus Christus is verhewe bo sonder hoop, bo sonder lewe. Jesus is die lewende God, opgestaan vanuit die dood, vir hulle ook. Dis die moeilike deel vir my en jou. Ons bid vir 'n radikale ingryping in die gemeenskap wat die uitbeelding probeer bevoordeel het. Ons bepaal, ons kom bid in. Dit het 'n spesifieke sektor van die gemeenskap probeer uitlig as hoër as Jesus Christus. Ons kom bid vir hulle. Daardie uitbeelding en daardie uitligting ons moet kom inbid in die situasie om hulle situasie te verander. Om bonatuurlik in te gryp in die gees in daai situasie. En ons moet kom seker maak dat ons gebed 'n hoër vlak bestyg as dit wat hulle versinnings kom op aanbied het. Bid saam met ons. Here, dankie vir die voorreg dat ons net kan stil wees by U. Dankie vir die voorreg dat ons net kan kom en kom sê, Here, U is nog steeds God. U is God. U is die lewende God. U is die God van hemel en aarde. U is skepper God. U is lewegewende God. Here, U het ons geskape, man en vrou het U ons geskape. U het ons geskape na U beeld, nie na 'n verwronge versinsel nie. U evangelie staan nog steeds soewerein. En ons kom erken dit. U is nog steeds soewerein God. Soewerein verlosser. Here, ons kom bid in hierdie oggend, in hierdie situasie in die wêreld, kom bid ons U vrede, U vreugde, U liefde, U toevou, U genade. Here, ek kom nou en ek kom seën elke persoon na die klank van my stem, met die keer van die seëning, en ek stuur hulle, gaan en wees geseënd, wees lig in 'n duister tyd. Die bruid wat voorberei vir 'n bruidegom. 'n Bruidegom wat kom om ons te kom haal. Ek seën jou in Jesus naam. Amen. Dit was lekker om saam met jou te kuier en ja, ek het verkeerde knoppie gedruk, ek begin net so. Maak verskoning dat ek die skrif op die skerm kon plaas vir jou nie, maar dit was lekker om saam met jou te kuier in hierdie oggend. Dankie wel dat jy aanhou het en probeer om die skrif op die skerm te plaas, maar ek sal beter doen volgende keer. En ek eer julle, ek stuur julle met 'n seën, gaan en wees geseënd en geniet hierdie Sondag voor die lewende God en gaan en leef vir hom. Totsiens.